Julle, in hierdie video gaan ek net so 'n bietjie praat oor die popper. Nou, ou dink 'n popper is maar net 'n popper, maar dit is nie regtig so nie. Daar's soveel goed wat maak dat jy sukses het of nie sukses het nie betreffende jou poppertjie. En daar's sekere foute wat beginners maak en op sekere dae kan dit werk, maar as dit moeilik is, as die vis bietjie skie is, moet 'n ou baie effektief wees met die popper. Ek dink die eerste beginsel by die poppers is, wat 'n mens moet besef is, jy wil nie eintlik hê die vis moet die popper sien nie. Popper is daar om 'n geluid te maak, om die vis te lok. Dan moet die vis natuurlik jou toffie vat, of dan nou die nuwe plat aan 'n toffie, afhangend wat jy gebruik. So die popper moet nie gesien word deur die vis. Dit is die eerste beginsel. Nou gister het ek en Sonet op die water gewees. Ons het ver oor 100 vis gevang. En slegs omtrent 3 van daai visse het probeer om die popper te gryp. So die baber sal die popper gryp in uitsonderings, maar nie normaalweg. Jy wil nie hê hy moet die popper gryp nie, jy wil hê hy moet die kunsaas onder die popper gryp. So dit is baie belangrik en ek kan dit nie genoeg vir julle stel nie. Nou kom ons gaan daarvan af na die kleur van die popper toe. Daar's 2 kleure waarmee ek hengel. Die hengelaar wil die popper duidelik sien. En vir my, ek weet die ligblou popper sien die hengelaar nie so goed nie, maar die baber sien hom ook nie so goed nie. Want as jy nou die popper in die water het, en die baber kyk van onder af, hierdie ligblou en die kleur van die lig smelt so saam, dat dit bitter moeilik is vir die baber om hom te sien. En dit is presies wat ek wil hê. Ek wil hê hy moet kom, hy moet nie die popper sien nie, want dan gaan hy die popper gryp en jy wil nie hy moet die popper gryp nie. En in elk geval is hy bang om heel bo te kom, want die voëls eet hulle. Ek het gister op 'n stadium, nou sien ons 'n baber swem, né, en daar kom 'n voël oor. En net sy skade weer gaan oor die water. Maar duik daai baber af onder toe. So voëls is 'n afskrikmiddel vir die babers. Onthou, die baber was klein en hy het geleer enige gevare in die bowater om op te let daarvoor. So hy is nie so gemaklik heel bo nie. Ja, met tye sal hy bo eet, maar hy kom gewoonlik net vinnig op vir asem en dan gaan hy weer af. Alright, so maar terug by die kleure. So blou, hierdie ligblou is my favorite kleur en daar's nog 'n kleur wat goed werk en dit is die rooi. So rooi is die ander kleur wat goed werk. Om een of ander rede het ek agtergekom na baie ure op die water, dat die babers nie die rooi goed sien. So rooi en blou, so dis my heel eerste ding, is as jy vir jou popper kies vir jou hierdie ligblou of kies vir jou 'n rooi popper. Nou wanneer sal ek rooi en wanneer sal ek blou hengel? Nou wat ek agtergekom het, en mense kan verskil met my, maar as ek donker of bruin modderwater hengel, dan hengel ek die rooi popper. As ek meer skoner water, soos hierdie water agter ons op die oomblik, is bietjie skoner, dan sal ek gaan vir die blou poppertjie. En nog 'n ding wat met die sig te doen het, is die grootte van die popper. Nou, hierdie poppers is ontwerp, die verstelbare poppers. Ek gaan nou bietjie oor die verstelbaarheid daarvan praat. Maar die verstelbare popper is so ontwerp, dat hy die kunsaas presies dra. En hierdie kunsaas sak stadig, en dit is wat maak dat die baber omvat. As jy 'n swaar ding hierso sit, gaan hy net onmiddellik sak en daar so hang. Maar as hy stadig sak, is dit beweging in die baber gryp hom. So as jy pop, lig hy so half op en dan sak hy stadig af. So dit is die aksie wat maak dat die baber baie keer die popper vat. Nou, die dorsalfish poppers en die kunsase is so ontwerp dat hulle presies gebalanseer is. So hierdie popper gaan presies so in die water sit. En as jy pop, dan kap sy kop die water en dan maak hy daai geluid. En afhangend van hoe jy jou stok beheer, gaan hy verskillende geluide maak. Maar baie belangrik nou, ons praat oor die grootte.
So jy gaan so klein as moontlik met jou popper, want weer eens, jy wil nie hê die baber moet hom sien nie. So hoe kleiner, hoe beter. So die dorselvis small poppers is ontwerp dat hulle die klein toffie en die groot toffie kan vat, sowel as die plat Anna toffie. So, en hulle gaan krities presies op die regte plek hang so. Sodra jy nou byvoorbeeld 'n dorselvis popper vat en jy hang 'n ander tipe toffie of iets, dan gaan jy sien hy gaan dit doen, want hy's nie krities gebalanseer nie. Baie ure in die ontwerp daarvan ingesit om dit presies reg te kry. So my ding is, wanneer gaan ek dan nou 'n groter popper gebruik? Ek gaan net 'n groter popper gebruik wanneer die water baie rof is. As die water is soos wat hy nou hierso is, en selfs rower as dit, sal ek nog steeds by die klein, solank ek met die kleintjie kan regkom en my popgeluid kan uitkry uit hom uit, sal ek met 'n kleiner popper gaan. So dis my nommer 1 keuse. Ek sal net met 'n groter popper gaan as die water baie rof is en ek kan nie met die kleintjie die regte geluid uitkry nie. So ligblou en rooi en so klein as moontlik, altyd so klein as moontlik. Nou, die volgende rede, hierdie kap van die popper is baie spesifiek ontwerp om 'n baie spesifieke geluid in die water te maak. En ja, sekere tye sal die baber enige geluid, jy kan 'n kurkprop gooi, jy kan enige iets gooi, en as hy daai geluid gooi, gaan hom lok en hy gaan vat, hy's in 'n aggressiewe mode. Maar as hy nie in 'n aggressiewe mode is nie, is dit beter om die regte geluid te maak. En nou die regte geluid hang ook af van hoe hard jy pop, want dit is wat met ondervinding kom. So met ondervinding gaan jy jou stok se punt varieer, die manier wat hy pop, en dit gaan ook 'n sekere geluid maak in die water, en jy gaan naand begin agterkom. 'n Mens kom selfs, jy weet, dis nie dat jy dit raak na 'n deel van jou. Ek dink is diep in jou onderbewussin uit, in die manier wat jy pop. Want twee ouens sal langs mekaar staan, en die een pop en hy kry nie sukses nie, die ander een kry en hy pop en hy kry sukses. So 'n mens kom naand agter presies wat werk en wat werk nie met die popper se geluid. So die geluid is baie belangrik en dit hang af van jou stok. So weer eens, ek het dit al baie keer gesê, ek kom altyd terug na die Okoma se wave powers toe. En dit is om een of ander rede, die aksie in die punt maak dat ek baie goed pop daarmee. Dit is nie te sê dat ander stokke nie werk nie, hulle werk. Ek het al 'n klompie probeer wat nie vir my goed werk nie. Maar die Okoma se wave powers werk vir my goed. Ek het op die oomblik die nuwe wave power hierso. Ek het die nuwe ITX carbon base katrol waarmee ek hengel, maar wat ek probeer sê, ek bly by die popper gedeelte. Die klank wat uit jou popper kom hang af van die aksie van jou stok. Die stok moet daai aksie hê wat die goeie klank kan, of 'n variasie in die klank kan gee afhangend van hoe jy pop, en dan natuurlik moet jou stok 'n goeie backbone hê. Maar kom ons kom terug na die popper self toe. So hierdie poppers is ontwerp om verskillende klanke te kan maak, en ons het baie met die kap geëksperimenteer. Platter, dieper, groter, kleiner, tot ons 'n balans gekry het wat baie goed werk. So dit is wat die popper op die oomblik is. Nou die volgende ding is die verstelbaarheid van die popper. Nou as jy elke keer jou strop moet knoop, mense, jy gaan dit nie doen nie. Ek selfs 2 gooie na mekaar sal ek vinnig die strop se lengte verander. Daar's 'n een lengte en ek sal hom verander, byvoorbeeld die volgende gooi miskien in vlakker water na daai lengte toe. So die verstelbaarheid is vir my, ek kan nie meer met iets hengel wat nie verstelbaar is. Ek kan nie elke keer die knoop gaan oormaak en die hele strop oordoen as ek in verskillende dieptes water hengel nie. So verstelbaarheid is vir my baie belangrik. Die pennetjie werk maklik, kry maar vir jou 'n paar ekstra pennetjies, want 'n ou verloor hulle, partykeer vaai die vis en die pennetjie kom op 'n manier af. So die lengte van die strop wanneer jy pop
ek dink is 'n volgende onderwerp wat ek moet vat. So by die poppers dan, om op te som, gaan so klein as moontlik. Werk met rooi en blou. Rooi wanneer die water vuil is en blou wanneer die water skoon is. Maar blou sou in vuil water ook werk, dis nie 'n probleem nie. En rooi sal in skoner water ook werk, dis nie 'n probleem nie. Dis net ek verkies om in skoon water met die blou en helder lig met blou te engel en dan in vuiler water met 'n rooi popper. So klein as moontlik, afhangend van die toestande. Wanneer jy nie gepop kry met die klein poppertjie in baie rowwe water as die wind waai, dan gaan jy na 'n groter popper. Andersins gebruik jou klein popper, maak seker jy het 'n verstelbare popper wat jy vinnig kan verstel. Al daai goeders maak 'n groot verskil in die sukses wat jy het wanneer jy vir babers singel. So ek hoop regtig hierdie het vir julle gehelp vir ouens wat veral ouens wat begin. En dit is my opinie, iemand anders kan verskil daarmee, maar dis wat ek geleer het oor die tyd. Dis ook graag wat ek vir jou wil help om hierdie ongelooflike sport wat ons het. Ons sit met 'n sportvis in ons vars water wat ek nooit ooit besef het en 'n klompie jare nou besef ek eers hoe 'n ongelooflike vis dit is en hoe lekker is dit om te vang. As jy 'n 6-7 kg babertjie vang, dit is 'n klein babertjie, gee hy al vir jou op die ligte gery so lekker vat. En dis altyd lekker, as jy daai reverse pop hoor, wanneer hy hom inpluk onder die water in. Partykeer dan dwaal my gedagtes bietjie af, en dan next moment dan hoor jy net daai reverse pop, en dit gee vir 'n ou soveel satisfaksie. So ek probeer regtig hê dat meer ouens hierdie wonderlike sport kan ervaar en geniet. En dit in die binneland, jy weet, by die see hengel ons heeltemal anderster, maar hier in die binneland, sit ons met hierdie sportvis, wat regtig baie nice is. So, ek hoop hierdie het gehelp, en ek hoop om weer verder met julle te deel. Ek sal 'n ander videoetjie deel oor die strop se lengte, en hoe ek kies watter lengte van strop, en hoe ek hom verstel. So, tot volgende keer, totsiens.